Goeiemiddag aan julle almal. Die wat ek nog nie gegroet het nie, ons is klomp van ons was reeds by die begrafnis of die ter aarde bestelling van Janie se oorskot. Ek wil net seker maak dat u almal so 'n blaadjie het of jy kan deel met iemand. Is daar iemand wat so 'n blaadjie kort daar agter kan julle net kry? Is die uitdruk van die Onse Vader beskikbaar? Sy nie. Julle het dis 'n ekstra blaadjie. Ja. Dis 'n vir baie van u wat bekend is met die Afrikaanse kerke sal ook bekend wees met daardie lied die Onse Vader verwerking. Surina, waar Surina is jou sussie? Ag seker, is sy okay? Sy is welkom om daar te sit, dis nie dat ek al wil hier hê nie, maar sy wil nou saam met julle ook hier miskien net hier wees. Sy's reg, doodreg, baie dankie. Goed. En elkeen van julle wat vandag hier sit, wat op 'n manier met Janie se lewe geraak is. Ek dink as ek ook kyk na die hoeveelheid mense wat hier is, dan wil ek regtig waag om te sê dat ek dink sy was 'n geliefde mens gewees. Haar kollegas is hierso, mense wat saam met hulle op die plase werk, julle wat vriende, wat gemeenskap vorm, almal wat vandag hier wil wees, om iets ook te sê van julle lewens wat deur hierdie vrou geraak is, maar ook vir julle as familie, morgen vir jou dogters, jou aangetroude families, jou broers, jou susters, dat julle ook vanmiddag mag ervaar hoe God julle wil aanraak deur elkeen wat hier sit. Ek sê altyd, God is net te groot vir ons waarnemingsvermoë, ons sintuie kan nie regtig God waarneem of verduidelik nie. Daarom het jy die geloof nodig om dit te kan beleef, maar God beteken nie dat hy nie tasbaar en voelbaar en sigbaar teenwoordig is, juis deur dat hy kies om deur ander mense by ons te wees nie. En vir jou ook, wat vandag miskien ook hier sit en sê, sjoe, dis nogal wild, ek ken nie vir Janie baie lank nie, dit voel vir my, ek het haar net leer ken, en toe het hulle vir my gebel, en vir my morgen gesê, ons was nou by die dokter gewees, op baie slegte nuus gekry, en binne 2 maande is ons hier vandag by haar roudiens. En die mens voel 'n bietjie onkant gevang, want dis nie hoe jy die lewe mos nou vir jouself, verskoon nou die goeie Afrikaans picture nie. Dis hoe jy jou eie lewe vir jouself opbou nie, en ons baie keer dra ons baie swaar as die lewe gebeur anderste as wat ek myself dit ingedink het, of ek het my dit self probeer voorstel hoe dit wees, en baie keer is die hartseer juist daai prentjie wat ek gehad het, wat toe nie gebeur het nie, want lewe het op 'n manier om te gebeur, ten spyte wat ek baie keer droom, of wat ek beplan, of hoe ek dit graag wil hê. Ek dink as sulke goed oor ons pad kom, sulke ontnugterings, dan is ons baie keer uit asem uit. Dan is ons woorde op. Mens weet nie lekker wat om te sê vir Gregory vir Morgan se dogters nie. Mens weet nie lekker wat mens vir Morgan moet sê nie. Mens weet nie wat lekker wat mens vir die ander familielede moet sê nie, want jy het nie woorde daarvoor nie. En dames, dink ek, is dit daar geen beter manier as om op so 'n manier by mekaar te kom te sê, kom ons gee dan vir God, die skepper, die gewer van lewe,
om die laaste sê te hê. En daar sit vir ons dan ook vanoggend, vanmiddag, ook 'n stuk troos, 'n stuk versterking en 'n stuk versekering vir ons, dat dankie tog, God het die laaste sê oor my lewe, oor jou lewe en oor lewe. En daarom is ook vanmiddag 'n dankdiens om te sê, dankie Here. Die lewe het nie uitgespeel soos Morgan en sy familie miskien oor hulle ma en oor sy vrou gedink het nie. Maar in God se hand is hulle lewe. En daarom sommer net terwyl ons so sit, kom ek gaan vir ons voor in gebed. Groot en almagtige God, dis tye soos hierdie wat ons nie regtig die regte woorde agter mekaar kan inspann nie. En daarom, dankie dat U die laaste sê het. Dankie dat ons die woord mag oopmaak en toelaat dat ons harte mag geraak word daardeur. Dankie Here dat U vir ons op soveel maniere deur hierdie lewe lei en ons lewe verryk. En daarom loof en prys ons vir U vir 'n kind soos Janie wat U in hierdie lewe gebring het om soveel mense se lewens aan te raak. Of hulle 'n stuk belewenis te kan gee van die mooi en die goedheid en die moeite en die waarde van lewe wat ons mag lewe. En ons loof U daarvoor dat U dit moontlik gemaak het vir soveel van ons wat hier sit. Daarom ook Here, vereer ons ook vandag U naam. U wat in hierdie lewe ons vashou, daar waar ons verduidelikings nie genoeg kan verduidelik nie, daar waar ons verstaan aan die einde kom van sy verstaan en waar ons insig by partykeer eindig wat vir ons voel soos dwaasheid, is U die God wat ons vashou. Ons loof en prys U daarom dat ons vanmiddag in hierdie uur voor U mag stil word en mag toelaat dat U ons aanraak. In U naam ontwil, amen. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied waarin ons God verheerlik en waar ons onsself kan stel as sy kinders. Die lied se naam is O Heer my God. Daar is 3 verse. Kom ons staan en dan sing ons daarvan al 3 verse soos dit daar op die blad verskyn, in die middel van die blad. Hulle wil eerder Here aan God sing. Dit is die heel laaste blad. Here aan God. Kom ons staan. Hier is nou ontwyk. Julle
Nou, my woorde is baie keer word ek uitgedaag om my eie woorde in praktyk toe te pas. En terwyl ons so terugry daar van die plaas af, toe dink ek aan die gebruik wat ons het om die grond te vat en te sê stof, en tot stof sal jy terugkeer. Terwyl ek so agter hierdie karre ry en hierdie stof, toe dink ek, hier is stof, hier is 'n paar van ons al verby. En dit herinner jou aan ons, dat ons is maar baie klein, gewone wesens. 'n Spesie wat mens baie moeilik kan verduidelik. Maar 'n spesie wat God uitkies om hulle aan te spreek as my kinders. En daarom ook is dit vir ons 'n voorreg om vanmiddag net weer die woord oop te maak, waarin ons opnuut hoor, wie is ons? My kinders. Ek dink nie, Janie is iemand wat ek gesien het, wat mense vreeslik met die Bybel sou wou bykom, en Bible punching wou gedoen het nie, ek het haar nooit so opgesom nie. Sy was hierdie sagte mens, maar ek wonder wat sou sy vandag gesê het, as sy hier moes staan en sê, sjoe, dat my begrafnis aan soveel mense die boodskap mag bring, oor wie hulle eintlik is. God se. Dat my begrafnis 'n wye verskeidenheid van mense oor alle grense heen by mekaar kon jaag op 'n hoop, sodat hierdie mensie, hierdie stofmannetjie en hierdie stofvroutjie weer kan hoor wie hulle is, wie sin hulle is, en wat dit beteken om te sê, ek is 'n mens. Romeine 8 wil ek graag met julle deel. Vers 31. Wat is nou die gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Paulus skryf 'n klomp, die skrywer van die boek, rig 'n groot 8 hoofstukke in om te sê, hierdie goed is die waarheid wat God bewerkstellig het. En as ek na al hierdie punte kyk, hoe gaan ek dit saamvat? Dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? God is vir ons. Wie kan teen ons wees? En dan verduidelik hy met 2 punte dit. Hy sê, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Kom en dan sê hy hierdie vreemde ding, dat tussen al die spesies en al die skepingswerklikhede wat God geskep het, ag hy hierdie spesie so belangrik, dat hy die kosbaarste prys, sy kosbaarste besitting gee, in plek van hierdie wesentjie. Ek hoop dit maak jou hart amper sê, wow. Miskien moet ons sê, dankie Janie, vir oulaas het jou lewe weer eens vir ons met 'n groot boodskap gelos. Jou lewe help my om weer te hoor, wat is my lewe werd? Nie wat ek bereik nie, nie wat my titel is nie, nie wat my van in my groep is nie, maar God wat sê, ek sit my waarde op jou. En daarom is dit nie net stof wat ons wegbêre nie. Dit is God se skepsel wat ons wegbêre in die grond. Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Kan ek en jy nie maar met 'n stukkie meer dankbaarheid en 'n stukkie groter opgewondenheid met die lewe omgaan, as mense wat baie keer dink, ons moet self hier deurswoeg, ons moet hierdie lewe maak werk, ek moet kyk hoe ek 'n kop bo water gaan hou, teenoor 'n God wat sê, wow, jy's my kind,
As ek my kosbaarste besitting in ruil vir jou gegee het, wat laat jou twyfel nog in hierdie lewe, dat ek nie vir die res van jou lewe en jou reis op hierdie aarde saam met jou sal wees nie. Hy gaan verder. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? 'n Oulike sin wat hy gebruik. Hy sê nie, hulle wat God liefhet, hulle wat God gekies het nie. Nee, hulle vir wie God gekies het. Mens, uitverkorenes, gekies. Hoe hard probeer ek en jy nie baie keer met 'n baie dwaase poging, iewerste vir ons tog maar, vir ons ego daarom iets probeer bereik om te voel, ons verdien daarom dat die Here my kies. Ek kan verstaan dat hy die ander nie kies nie. As jy daai buurman van my ken, dan sal ek verstaan as dit vir die Here moeilik is om hom nie te kies nie. God begin hy sê, julle is my uitverkorenes. Ek maak 'n keuse oor jou. Jy's gekies. Leef as iemand vir wie God kies. God spreek hulle self vry. Wie kan 'n oordeel oor hulle bring? Wie kan 'n klag teen hulle bring? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy's uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Aan die einde van tyd moet ons nie dan gaan hoor of ons vrygespreek is nie. Nee, sê die Here, jy's klaar vrygespreek. Ek wil net hê aan die einde van tyd moet jy opstaan en dan moet jy hoor as die hemel sê, dis 'n kind van God. Jy's vrygespreek. Hou te leef asof daar iets oor jou kop hang, asof jy iewerste nog 'n foutjie gaan maak, wat God iewerste met jou gaan opgee. Hou op te leef in hierdie lewe, asof jy daarin iewerste moet, met die ou baas daarbo nog moet iets uitsorteer. Dis nie die ou baas daarbo nie. Is die God hier by my. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan kom Paulus, hy sê, moenie dink as jy uitverkorene is, dit gaan 'n hoofweg wees in hierdie lewe nie. Jy gaan heeltyd teleurgestel word met die prentjie wat jy gedink het hoe jou lewe moet wees. Aan mekaar. Al gaan ons vir jou hoeveel keer sê, moenie met die prentjie in jou kop leef nie, leef met wat gebeur, gaan ek en jy tog maar hier in ons hart droom, ek verdien daarom seker maar 'n volbaai vol. Ek verstaan as jy net in 'n gewone sedan ry, of as jy hierdie aangeloop moet kom. En dan skielik, dan daag die volbaai vol nie op nie, wat dan? En dan sê Paulus, in hierdie lewe, of lyding, of benoudheid, of vervolging, hongerte, naaktheid, uitgelewer voel, gevaar of swaard. Hy sê in die Psalm staan al geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag vervolg, dat ons so slagskape behandel word. Maar dan sê die Psalm, dankie dat u daarin by ons is. Dat selfs ook, wanneer my lewe nie uitspeel soos ek hom wil hê nie, dat ek nie hoef op te gee nie. Ek moet miskien net opgee aan my droom en my prentjie, maar ek hoef nie op te gee in my lewe nie. En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Dan gaan hy verder. Hy sê, daar is selfs goed wat met ons gebeur, waaroor ons nie beheer het nie. Hiervan is ek oortuig, selfs die dood, selfs hierdie ou lewe, selfs miskien engele, magte of teenswoordige, of toekomstige dinge soos 'n COVID wat oor ons pad gekom het, kragte, hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van hierdie liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus. Nou vanmiddag, jammer as ek nie my tye reg het nie. Vanmiddag as ons hier staan en ons sê vir Janie totsiens, dan sê God, dis nie vaarwel nie. Dis soos 'n boot wat uit die hawe uit vertrek. En ons waai vir ons geliefde daar op die boot. Tot ons sien, daar verdwyn die boot oor die horison. Maar niemand van ons is angstig om te dink op daar die boot nou oor die horison geval nie. Nee, ons weet, al kan ons dit nie sien nie, is daar 'n ander hawe
waar hierdie boot aankom, waar daar ook gewaai word, maar nie vaarwel nie, om te sê, yes, sy's tuis. Hier kom ons suster, hier kom sy, om die lewe te leef wat God vir haar bestem het. Hier kom sy, sodat God klaar maak, wat hy aan haar begin het. As gelowiges het ons gebruik om babatjies te doop. En daai water wil vir jou sê, God is by jou. God is besig om in jou sy opstandingskrag al hoe meer tot volvoering te bring. Dis 'n sakrament wat iets vertel wat ek en jy nie kan sien nie, maar iets waaraan ek en jy kan vashou, kan weet. Die opstanding van Jesus kan baie keer vasval in historiese gekibbel met mekaar, oor hoe waar nie waar nie. Om oor die opstanding te praat het jy geloof nodig. Dis nie 'n historiese feit wat ons kan sê daar staan dit nie. Dis geloof wat nodig het om oor opstanding te praat. Ek en jy kan die fout maak om te dink oor opstanding, praat ons oor, eendag sal dit dan nou bar beter gaan. Dan gaan die Here kom en dan gaan al hierdie geworstel verby. Dit gaan nie oor eendag nie. Opstanding gaan, God het iets begin in die wêreld doen, wat vir ons hoop gee. Opstanding is ook nie om te praat oor die lewe, Here, ek het darm hoop, ek sien hierdie jaar gaan die oes nie lekker werk nie, maar ek het hoop dat volgende jaar darm my oes sal verbeter. Opstanding gaan nie oor quick fix nie, gaan nie oor beter gaan nie. Opstanding gaan daaroor dat ek en jy kan oor die lewe begin anders te dink. Opstanding mag ek preek by die dood van 'n geliefde. Want die dood het nie die laaste sê gehad nie. Dis wat opstanding sê. Die dood het toe nie die laaste sê gehad nie. Opstanding kom met 'n stuk nuus om vir ons te sê, dit wat eindig, dit wat jy laat voel, dis die einde, sê opstanding, môre is daar 'n nuwe moontlikheid. Môre is daar 'n pad vorentoe. As jy gaan lê het in hierdie lewe, dan sê opstanding, as jy klaar gelê het, kan God maar kom en jou hand vat en aanstap. Want daar's nuwe moontlikhede. Daar's 'n groter droom oor my lewe. En daarom sê Paulus, as hierdie tawe goed in my lewe gebeur, dan beteken dit nie my lewe is verby nie. Dan beteken dit dat God ook hierdie tawe goed sal gebruik, sodat sy plan waar word. Daarom sê ons vanmiddag by hierdie gedenkdiens, sê ons dankie Here, dankie vir 'n Janie in ons lewe, wat ons lewe verryk het, maar dankie, ons by haar begrafnis vanmiddag, u goeie nuus kan hoor. Dankie dat haar dood 'n stuk hoop vir my kom gee. Om te weet dat dit het nie die laaste sê nie. Hantie, ek weet nie of jy die laaste boodskap geskryf het oor jou ma, maar dit was nogal aangrypend om te sê, toe jy begin het en sê, ons ma het vandag die stryd oorwin. Dit was 'n kragtige paar woorde. Woorde wat vir jou en vir my uitnooi om elke dag te lewe, meer as oorwinnaars. Mense, wie kan weet ons lewe het waarde. Ons sit vanmiddag hier en almal wat hier sit getuig dat hierdie wesentjie, hierdie stoffie het waarde. Ons leef in 'n wêreld wat ons geskok word oor hoe mense respek vir lewe van mekaar verloor het. Op sosiale media word jy uitgetrap, jy word sleg gesê, daar word karaktermoord teen jou gepleeg as jy durf anders te dink as ek. En dis nie lank nie, dan is dit nie net woorde wat ek afvuur op jou nie, dan is dit missiele wat ek op jou afvuur.
dan maak ek jou van kant. En miskien is dit vandag al meer belangriker, dat ons juis by die dood van 'n geliefde, maar in groot groepe bymekaar kom. Om te protesteer en te sê, die lewe het waarde. God se skepsels het waarde. Miskien is vanmiddag ook die geleentheid wat jy net weer kyk vir die mense rondom jou. Dis nie sommer net my ou vrou nie. Dis nie sommer net my ou korrelkop man nie. Dis nie sommer net my buurman nie. Dis nie sommer net iemand wat 'n besigheid oopgemaak het in my dorp nie. Miskien wil Janie se begrafnis vir ons vandag sê, waardeer mekaar, waardeer lewe opnuut. Maar miskien wil haar begrafnis jou uitnooi om te sê, jou lewe tel. Miskien het jy jou ook as klein en onsigbaar begin sien. Miskien sien jy jouself as nie iemand wat vreeslik waarde het nie. Dan is jy miskien by een geroep deur die dood van Janie om vanmiddag te hoor, jou lewe maak saak. Elke tree wat jy gee, mag jy gee in die rigting van opstanding. Van nuwe moontlikhede, van 'n oorbegin, van nog 'n kans. In hierdie oomblik sê ons vir julle as familie, dat julle ook die opstandingskrag van God in julle lewe sal beleef. Beteken nie julle mag nie huil nie. Baie keer is daar in huil 'n groot dankie sê vir dit wat julle ontvang het van God. Beteken dit nie dat jy partykeer net kan voel, dit was nie reg nie. Dis net 'n gevoel. Dis nie die waarheid nie. Mag elkeen van julle wat vanmiddag hier sit, hier uitgaan, en vir oulaas vir Janie sê, dankie. Dankie dat selfs in jou dood, kon my lewe 'n boodskap kry. Amen. Hemelse Here, as ons in ons kleinheid en beperktheid U probeer aanspreek, dan wil ons amper nie verder praat nie, want ons weet nie en ons verstaan nie hoe groot U is nie. Dankie dat ons vanmiddag by die begrafnis van ons geliefde, by hierdie roudiens ook kan dankie sê vir U goedheid en die manier waarop U ons lewe kom aanraak het deur Janie. Dankie Here dat ons kan verseker wees dat U in die Gees by elkeen is wat hartseer is en wat vandag geraak word deur die sterfte en die begrafnis van Janie. Here, maar meer nog, mag ons hier wegstap, opnuut dankbaar vir die lewe wat U vir ons gee. Meer as oorwinnaars. Mense wat weet dat ons lewe maak sin. Ons lewe het waarde. Dis belangrik om elke dag voluit te leef. Om elke dag die oorwinning van lewe te verklaar. Oor dood, oor vernyn, oor siekte, oor enige iets wat lewe wil afbreek. En daarom bring ons ook vandag aan U die eer, vir lewe wat ons kan vier vandag, by die sterwe van 'n geliefde. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Mag ons nou, o Heer my God, sing. Want ek het nou eintlik, wou ek jou brief gelees het. Dis so mooi, en ek gaan hom nie nou lees, ek is so bang jy huil so, dat jy nie die note kan sien nie. Maar ek wil graag op 'n stadium jou brief lees wat jy geskryf het. Kom ons staan, en ons bring eer aan God, o Heer my God, en dit is regtig die tweede blaadjie, net.
Ek sê reg. Dis die tweede blaadjie, kom ons sing al 3 verse daarvan. Jy is welkom te sit. Ek gaan vra dat Dominee van Vuren net vorentoe kom om vir ons die bedankings te doen en dan sal ek vir ons afsluit met Ja, morgen, ons wil maar net van ons gemeente daar in Newcastle ook vir julle ons innige meegevoel betuig. Ja, dit was my voorreg gewees om daarom vanmorgen hulle en vir Janie te kon ken, die laaste paar maande, ek dink as jy omtrent 4 maande, 5 maande. En 'n mens kan nie dink dat dit so vinnig gebeur het. Dit was vir my 'n groot skok gewees, toe Chrissy my gebel het en vir my gesê het, Janie is in die hospitaal. En dit was, ek dink Desember wat ek haar gaan besoek het,
En toe was ons so 'n bietjie weg gewees met verlof, daar by ons kinders in die Oos en die Weskaap. En wat 'n skok gewees toe ek nou die boodskap, die tyding gehoor het. So baie sterkte vir julle, en ons weet, dit is net die Here wat julle deurgedra het tot hier toe, en dit is net hy alleen wat julle ook sal deurdra vorentoe. So is my voorreg om dan ook die bedankings te doen namens die familie. Hoe sê mens dankie vir vriende en familie wat so mildelik geen tyd en geld ontsien nie, om te help in 'n uur van uiterste beproewing. By die gevaar om name per ongeluk te ontsien, moet die volgende tog genoem word. My broers en suster en Elgades vir onbaatsigtige bystand tydens en na Janie se siekte, Andries en Marita by uitstek. Koenraad Torlage, Janie kon nie vir 'n beter baas gewerk het as vir jou nie. Dankie vir jou bystand en ondersteuning. Jou personeel by Greenhow, McHardy en Jones se vriendskap en ondersteuning. Die hele gemeenskap van Normandien vir besoeke, eetgoed en ondersteuning, en veral die volgende, Henk en Petro vir baie dinge, maar veral vir die hospitaaltoerusting wat Janie se leiding verlig het. Martiens en Magda vir eetgoed, ondersteuning en toerusting. Johan en Nicola vir eetgoed, maar veral die materiële hulp en aanbod daarvan. Koos en Hannie, julle het ver gery en ons vrieskaste kom laai met kos, met sorg en liefde voorberei. Flip en Chrissy, De Waal en Zandri, vir besoeke, eetgoed en voorbereiding van die graf, die terrein, die graf as Dirk en Emma vir eetgoed, voorbereiding en ronding van die terrein by en om die graf, en die reëlings by die kerksaal en kerkterrein. Lisel ook vir hulp met by die kerksaal en vir elkeen wat gehelp het met die voorbereiding ook in die saal. Susan werk met en die sal my saamstem, dit is besonder. Sit daar die hand en kyk na hierdie blomme, is regtig iets besonders. Dr. van Niekerk en sy personeel vir hulle professionele maar meelewende sorg. Die apteeksters by Hutton Park, mevrou De Pre en Nel, suster Inel Greaves, die verbandsuster, en suster Thom, die palliatiewe versorger. Suster Greaves en suster Thom het Janie op die plaas besoek en geen onkoste ontsien nie, en hulle meelewing dien te vermelde. Dominee Stamfie, dankie vir die ondersteuning, berading en gebede. Dankie vir die nagmaal wat u op Bakenskop kom bedien het. Dit was Janie se laaste nagmaal. Ek dink dit moes iets besonders gewees het. So ja, nee dominee, ek wil ook maar van my kant af vir jou sê, dit was regtig spesiaal glo ek. Ek wil net sê, dit was vir my ook so 'n groot voorreg oom Pottie wat nou hier saam met my is, my visievoorsitter. Hulle het ook, my skoonma was verlede jaar in die einde van die jaar oorlede en hulle het ook net voor haar dood het hulle kom nagmaal bedien aan haar en dit was so spesiaal geweest. Dominee Wimby van Vieren, dankie vir u besoeke, gebede en berading aan Janie tydens haar hospitaalverblyf. Fanie en Esther vir julle sorg en uitgawes tydens Janie se hospitaalverblyf. Meneer De Lange en Keurns van Afbop vir die deernis waarmee julle jou taak doen. Volkmar Boenge en jou span vir julle bereidheid om op kort kennisgewing vir ons met julle blaasmusiek te trakteer. Elkeen wat aangebied het om by te dra met kos, blomme en toerusting om die werk af te handel. Aletta en Dudu, Matibula en Kunene vir julle hulp en ondersteuning, bo dit waarvoor julle loon ontvang. Ngandinwa Nangumuso. Ek hoop u sal ons vergeef met die oorslaan van elke naam nie hier genoem nie. Weet dat dit per ongeluk is. Skryf dit asseblief toe aan oorlading van pligte
en ons emosionele toestand. Laastens, en nie die minste nie, ieder en elk wat ons gesin in gebed gedra het, SMS en WhatsApp boodskappe van vertroosting en almal wat vir Janie so lief gehad het, wat ver gery het en weer ver gery het om vandag by te woon. Dankbaar of dankwoord van die Van Zyl familie. Ons as die Van Zyl familie spreek ons opregte dank uit aan Andries en Marita vir hul onwrikbare ondersteuning, aan die bure en vriende vir elke besoek en vir die beskikbaarstelling van toerusting wat haar versorging vergemaklik het, aan haar werkgewer meneer Torlage wat haar tegemoet gekom tydens haar siektetoestand. Ons waardeer dit opreg en dra hierdie dankbaarheid saam met ons as deel van haar nalatenskap. Vriende, ek wil net voordat ek gebed doen, wat my net van my kant of net iets sê. Dit was vir my regtig 'n voorreg gewees om daar by die graf te wees, by die ter aardbestelling. Dis iets wat nie meer gedoen word nie. Die meeste begrafnisse wat ons het, is maar verrassingsdienste, en ek het gevind dat die ter aardbestelling is so 'n bietjie meer persoonlik. En ek het dit net weer ervaar toe ek daar gestaan het, en ek sien hoe die realiteit van die jy weet, dit is asof 'n verrassing, en ek sê nie, dit is verkeerd nie. Ek het al baie verras gedoen, my eie geliefdes ook. Maar dit is asof 'n mens daar besef wat die realiteit van die dood is. En wat vir my ook mooi was, is die manier hoe die dominee dit gedoen het, en natuurlik die kinders wat daar was. Ek weet nie of julle besef nie, maar baie roudienste is die kinders nie meer daar nie. Dit is asof hulle daai belangrike deel wil wegvat uit die kinders se lewe. En nou kry die mense in hierdie lewe met die gejaagde lewe nie te doen met die realiteit van die lewe, en so ook met die begrafnis. Maar vandag het ek dit ervaar by daai graf, waar elke persoon wat daar was, besef het, dit is die werklikheid. Dit waarmee ons te doen het elke dag met die gejaagde lewe wat ons net so aangaan en dit hou nie op nie. Dit voel vir ons of dit nie ophou nie, maar tog hou dit op. Tot op 'n dag wat dit nou gebeur het met Janie op so 'n jong ouderdom. En dit was vir my interessant wat Morgan vir my gesê het, waar Janie voordat sy nou siek geword het in die hospitaal geneem is, was sy net 3 keer in die hospitaal. Die dag toe sy gebore is, en die dag toe die kinders gebore is. Sy was gesond gewees. Wat net vir ons 'n bewys is dat gesonde mense gaan ook dood. En dit is die realiteit van hierdie lewe. Ons almal gaan tot sterwe kom. Maar baie sterkte vir julle, maat, baie seën, en ook vir die kinders en die res van die familie baie sterkte. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ek teruggee vir Dominee Stampie, en dan gaan hy die seëngebed dan net uitspreek. So kom ons maak dit ons harte stil voor die Here, en dan bid ons net saam. Almagtige Heer en Hemelse Vader, wat 'n voorreg om in oomblikke soos hierdie te weet, dat daar net een God is, en dis die heilige, almagtige, drie-enige God. Dis die enigste een wat 'n mens kan vertroos en versterk in moeilike tye soos hierdie. En dit is so, Here, dat ons so maklik, en ons gaan so aan met hierdie gejaagde lewe, dat ons nie meer die realiteit van die dood besef nie. Maar by tye soos hierdie, dan kom 'n mens tot stilstand. En dan besef ons, die dood is 'n werklikheid. En ek dink Morgan en sy kinders en die familie besef dit eersterands. Die dood is nie net bedoel vir mense daar ver nie. Die dood is nie net bedoel vir ander mense nie. Die dood kom ook na ons toe. En wanneer dit hier aan ons voordeur klop, dan besef ons die werklikheid daarvan. Maar ons dankie dat ons U kan aanbid vir wie U is. Ons het nou in hierdie diens het ons gehoor
En maar net weer gelees uit daai kosbare gedeelte in Romeine 8 vanaf vers 31. En as ons net dink daaraan dit wat U vir ons gedoen het. Die feit dat U bereid was om die luisterryke hemelruim te verlaat, dat U mens geword het, dat U Uself verneder het tot die dood, ja die dood van die kruis, sodat die mens lewe kan hê. Lewe tot in alle ewigheid. Nie net lewe vir die hier en die nou nie, maar dat ons 'n lewe kan hê saam met Christus in die hemele. En daarom is dit so belangrik dat elkeen van ons, terwyl ons hier lewe, terwyl ons nog deel is van hierdie lewe, dat ons ons lewens sal inrig, nie slegs vir die hier en die nou nie, maar soos die woord vir ons leer in Efesiërs 1 vers 4, dat ons ons oë gefestig hou in die hemele in Christus Jesus. Wat 'n voorreg om dit te weet. Dankie Here, dat ons wat hier is spesiaal kan kom bid vanmôre, of in hierdie middag, vanmorgen, sy kinders, kleinkinders, die broers, die suster, die familie, die ouers, wie se harte seer is. En dis iets wat 'n mens nie vir iemand anders kan beskryf nie, dis iets wat ons nie kan verduidelik nie. Maar dankie dat U ons harte ken. U ken elke deel van ons, want U is ons maker en U is ons man, en die woord sê U naam is Here van die leerskare. En dat ons wat hier is, hierdie gesin, hierdie familie voor die voete wil kom neerlê. En soos wat U vir hulle vertroos en versterk het tot hier toe, weet ons, U is die een wat hulle ook sal vertroos en versterk vandag en ook die pad vorentoe. Dankie Here dat ons nou kan bid vir die res van hierdie dag. Wanneer ons nou gaan vandag weer na ons besit en na ons eie lewe toe gaan, ons eie omstandighede, die realiteit van die lewe waar ons moet aangaan terwyl ons nog lewe. En wat ons ook besef, Here, dat hierdie lewe nie een oomblik stil staan. Maak nie saak wie jy is, wat jou titel is en wat jy was op hierdie aarde nie. Ons kan dit nie bekostig om stil te staan nie. Die lewe gaan aan. Maar dankie dat ons op U kan vertrou, om ons sterk te maak in die geloof, elke dag U meer en meer sal dien met alles wat binne in ons is, met ons hele wese, gees, siel en liggaam. Ons eer en ons aanbid U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. As jy tyd het, lees gerus die kinders en Morgan se laaste boodskap aan hulle geliefde. Janie het haar lewe geleef meer as 'n oorwinnaar. En ons gaan terug na ons lewe toe, en mag jy gaan leef meer as 'n oorwinnaar. Gaan maak jou toe in die genade van God, ons Vader. Gaan rig jou lewe met die liefde wat vir ons bewys is in sy Seun Jesus Christus. Gaan doen dit met die krag van God Gees wat in elkeen van julle woon. Kom ons staan en sluit af met die Onse Vader.
is welkom om saam met die familie in die saal by mekaar te kom as julle graag daar nog tyd saam met mekaar wil spandeer. Baie dankie.